Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy en ons gaan bietjie kuier, sommer net gesels oor, ek weet nie, het ek 'n gelukkige huwelik? Is my huwelik fantasties? Waar begin 'n huwelik? Miskien moet ons sê, waar begin 'n huwelik? Nou, ons is geneig om elke jaar ons huweliksherdenking op dieselfde datum te vier. En ek praat uit die omstandighede waar ek vir baie jare 'n predikant was en ek het baie met berading te doen, baie met huwelike te doen, ek het baie met foute in huwelik te doen gehad en op grond van dit wil ek vandag bietjie met jou praat. Waar begin 'n verhouding? Waar begin 'n huwelik? Kom ons begin by waar begin 'n huwelik? 'n Huwelik begin by 'n 4-jarige ou seentjie en 'n 4-jarige dogtertjie. Toe my kinders 4 jaar oud was, my dogtertjie, toe kom sy na my toe, sê sy pappa, ons het van 'n troue afgekom wat ek waargeneem het, en toe kom sy, sê sy pappa, sal jy met my trou? En toe, 'n paar jaar later, toe is my dogter, wel sy was 4 jaar oud, toe baie jare later, toe sy 24 en toe sy 'n dogtertjie van 4, en toe kom Leanne na my toe en sê, oupa, sal jy my trou? Ek sê dit by elke huwelik, ons is vandag die ooggetuienis om 'n droom te sien waar word. As seentjie het ek ook altyd karretjies gespeel en gedroom van die ryk plaasboer met die mooi dogter, en dan ry ek op die plaas met my karretjie en dan kom ek daar en dan sê ek, oom, kan ek jou dogter uitvat vanaand? Dis 'n droom wat begin op 4-jarige ouderdom, miskien 'n bietjie vroeër. Maar dis nie iets wat begin as jy 18 is nie. Jy droom oor die droom en dan kom jy op 'n stadium wat jy bang is vir hierdie droom en dan vertel almal, ek gaan nooit trou nie en ek gaan nooit kinders hê nie en ons het almal so gesê, en dan eendag dan dink jy ernstig aan trou. Ek dink ons moet begin by Galasiërs 5:33 wat sê 5:33 in alle gevalle moet elkeen van julle, hy praat nou met mans, hy sê elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. Vroeger het hy gesê, jy kan tog nie jou eie liggaam haat nie, jy moet jou eie liggaam lief hê. Hier moet jy 'n vrou lief hê soos jou eie liggaam. En die vrou moet ook haar man eerbiedig. My liewe mens, huwelike is nie meer huwelike nie. Huwelike loop op die rotse, huwelike, en dan vra almal, wat het verkeerd gegaan? Baie keer het dit verkeerd begin. Seks voor die huwelik is nie net wat God ons teen waarsku in die woord nie. Seks voor die huwelik is die begin van 'n omgekrapte huwelik. Dis onnatuurlik. Babietjies te hê, eers seks te hê en dan babietjies te hê en dan te trou. Ek trou 2 mense, hulle bly 6 jaar saam, skielik raak sy swanger, sy verwag, hulle kom oop en toe in my studeerkamer aan, hulle sê, trou ons dadelik, ons kind moet 'n naam hê. Ek gaan deur al die pyn en lyding van die huwelik en wat dit beteken, en dis 'n instelling deur God, en dat God gesê het, die man en die vrou moenie alleen wees nie, en julle ken almal die storie. 6 maande later, toe sit hulle weer, ons gaan skei. Ek sê maar, wat het verander? Die man praat, hy sê, nee pastoor, die verantwoordelikheid is te groot. Toe julle voor huwelikse seks gehad het, was die verantwoordelikheid dieselfde, inteendeel dit was groter.
Die risiko was groter. Want julle kon mekaar net gelos het. Nou is dit bietjie meer ingewikkeld. Nou gaan dit jou geld kos. Die eerste stap is, jy moet besef, as jy en ek praat van mans en ek praat van vrouens, want ek het uitgevind, net soveel mans as wat rondslaap, slaap vrouens met ander vrouens se mans rond. So, daai illusie wat ons mee groot geword het, dat mans, net mans verneek vrouens, is alleen uit die put van die hel. 99% van mans wat hulle vrouens verneek hulle met ander vrouens se mans. Ander mans se vrouens. Ja, so 1 of 2 doen dit met ander vrouens se mans, maar ons gaan nou nie daar nie. LGBTQ en daai goed is glad nie ter sprake nie. Dis teen die woord van God, dis teen die wil van God, dis onnatuurlik, dis demonies, dis duiwels. Moenie my glo nie, gaan ondersoek dit self. 2 ribbokromme kan nie kalfies hê nie, of klein kalfies hê. Kan nie, is onmoontlik. My liewe mens, as jy na 'n vrou kyk, of jy na 'n man kyk, en begeer, en gemeenskap hê in jou gedagtes, die woord van God sê, dan het jy dit reeds die daad gedoen. As jy vuil gedagtes het, as jy vuil taal gebruik, as jy vasdruk en soen, maak nie saak wat die een doen dit nie, die man met die vrou, of die vrou met die man, dan begin jy verkeerd. En hierdie verhouding kan nie einduit gelukkig wees nie. Dan gaan ons in 'n huwelik in, en die eerste ding wat ons vriende vir ons vertel, is, vroue, julle moet op julle man se koppe sit. 'n Man is 'n chancer en 'n joller, en jy moet hom vashou, laat hy nie kan beweeg nie, jy moet hom wurg, dat die sweet teen sy wange afrol. Dis nie wat God sê nie. Hy sê, jy moet jou man eerbiedig. Manne, julle moet die baas in die huis wees. Nee, jy moet die hoof in die huis wees, soos God die hoof is van die gemeente. Nie met die hoof, jy moet die baas wees, en na vloek en skel en verklein neer nie. Jy moet mekaar lief hê, met alles. Julle moenie lieg nie. Jy lieg nie in 'n verhouding nie. Nie 'n wit leentjie nie, nie 'n klein leentjie nie. Jy steek vir niemand niks weg nie. Die grootste van 'n huwelik is wederwysige vertroue. Jy moet jou lewensmaat 500% vertrou. En seker maak, jou lewensmaat vertrou jou 500%. Jy kan nie verwag jou lewensmaat moet jou vertrou as jy hom of haar nie vertrou nie. Of as jy hulle nie rede gee om jou te vertrou nie. Ons wil maak en wees wie ons wil grappies maak en speel, ons wil mekaar verkleineer in geselskappe, ons wil vir mekaar sê, my vet plantjie, ou dik is, ou vet gat, allerhande goed. Ek het al by braais gewees in my verlede, jare terug. Ou dik is, gooi vir my 'n dop. Lag almal. Sy lag ook. Nee, she's crying on the inside. Sy lag nie, sy huil aan die binnekant. Niemand wil weet, hulle is vet nie. Ek kyk ook in die spieël, ek dink ook partykeer ek is dik. Maar ek wil dit nie hoor nie. Ek wil dit nie in 'n geselskap uit my vrou se mond uit hoor nie. En sy nog minder van my. Hierdie klein poppies, het 4 babietjies. Hulle liggaam is verwoes deur mans wat hulle kinders sien. Ja, hulle wil ook kinders sien. En dan sê hulle, kyk hoe lyk jy. 'n Vrou sit in my studeerkamer, sy bewe van honger. Ek sê, kan ek vir iets kry om te eet? Sy sê, nee, ek mag glad nie eet in die dag nie. Ek sê, hoekom nie? Sy sê, my man sê, as ek vet is, gaan hy my los. Ek sê, jou man, bedoel jy daai dikke wat langs jou sit in die kerk elke Sondag? Is dit die ou wat vir jou sê? Wat van jy sê vir hom, ou dik is, ek gaan jou los. My liewe mens, ek dink ek moet 'n reeks maak hieroor.
Ek dink ek moet elke week 10 minute praat oor huwelike. Dat hierdie die begin is, want daar is so baie om te sê. Here, red ons uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Red ons uit hierdie duiwelse manier van huwelike begin, huwelike bou, huwelike wil afsluit. Here, red ons siele. Here, bevul ons met die Heilige Gees, dat ons mekaar, mans hulle vrouens lief het soos hulle self lief het soos God en Jesus mekaar lief gehad het. Here, en laat vrouens hulle mans eer, omdat hulle eerwaardig is in Jesus naam. Amen. Ek wil hê jy moet vir my kommentaar lewer. Ek wil hê jy moet sê, wat het jy ervaar? Wat het jy gedink? Moet ons meer oor hierdie goed praat? Of dalk minder, miskien het ek die kat in die stert weet. Maar dis die ondervinding wat ek het. My telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Ek moet dit altyd in Engels sê, anders te ruil ek die goed op. My liewe mens, praat met my, gaan op Facebook, gaan op YouTube, like, subscribe en stuur aan. Like, subscribe en stuur aan. Ek moet dit in Engels sê, want ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Baie liefde, dankie vir almal wat deelneem, dankie vir almal wat inskakel, dankie vir almal wat finansiëel bydra. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, ons is van Jesus is Liggemeente, Pastoor Roan Marie, en ons is in Eastvale Springs. Amen.